Okay julle, gister se video het ek nou vir julle 'n paar idees gegee van hoe julle kan kyk om te pak. Maar hierdie is nou 'n nota meer te doen met die ouens wat nou oor die naweek hulle goedjies ingepak het en besef het hoorie, ehm ek gaan ten minste 'n kwart van my goed wat ek het moet agterlaat want dit gaan net nie inpas nie. So hier is nou 'n voorstel of selfs hoe kan 'n mens dit nou stel? Wat ek sal doen as ek julle is of hulle is of wat ook al. Okay, so of jy nou 'n groepering is wat 'n paar families is wat saam is of jy weet julle is net vriende of wat ook al, maar julle is 'n bietjie van 'n groepering, of julle is aangesluit by organisasies, maak nou nie saak watter een dit regtig is nie. En julle eindig op waar julle dan nou van hierdie ekstra goed het. Nou, een ding wat 'n mens baie duidelik moet besef is as dit gaan bly waar jy nou is. So of dit nou in die stede is of meer landelik, dit maak nie regtig saak nie, maar jy weet die plan is om te onttrek en jy weet jy gaan onttrek na daardie area toe of wat ook al. Hierso is my voorstel. Jy het twee opsies. Of jy kan daai spesifieke voorbereiding wat jy gemaak het, skenk. En wat ek bedoel met skenk is, as jy sê nou maar by 'n organisasie is, daar is metodes en maniere wat ek weet wat die ouens wel skenkings aanvaar en dit word dan nou gebruik vir die groter groep. Of jy kan in jou voorbereidingssirkeltjie, so in jou dorp, waar ook al jy is, van die mense nader en sê, luister, ek het nou gebottelde water byvoorbeeld, en dit is ek het dit nou voorberei ensovoorts, maar ek het nou agtergekom ek het 20 5 liters en ek gaan net 10 inkry. Kan ek hierdie ekstra 10 5 liters sê net maar vir Tannie Sunny gee, want jy weet Tannie Sunny het nie noodwendig die vermoë om daai water aan te skaf nie. So dit gaan nou maar weer of kom nou maar weer terug op die einde van die dag na 'n bietjie broederliefde toe en te kyk waar jy wel mense kan assisteer waar dit moontlik is. Nou as jy gaan kyk in jou in terme van prepping en waar dit nou al sulke scenario's uitgespeel het, jy weet totale anargie ensovoorts. Gebruik mense baie keer van hierdie goed om te bater ruilhandel. So ek gee vir jou 'n lighter en jy gee vir my argumentsonthaalwe 10 liter petrol. Jy het die lighter nodig, ek het die petrol nodig en dan gaan ons. Maar onthou nou mense, hierdie is goed wat jy nie gaan saamvat nie. Jy gaan dit glad nie kan saamvat nie, want dit gaan eenvoudig net nie inpas nie. So, hou dit in gedagte. Die twee aspekte is weer eens belangrik. As jy dit in 'n organisasie is ensovoorts en jy kan hierdie goed klaar gaan stoor waartoe jy gaan, daar's 'n groot voordeel daaraan. Want kom ons sê jy verloor dalk jou goed langs die pad, dan weet jy ten minste die plek waartoe jy gaan, het 'n klein bietjie voorbereiding, so jy gaan nie na 'n plek toe kom en daar is daar anyway niks nie. Nie laat ek dink die mense gaan jou anyway nie help nie al. Ek sê altyd vir my vrou, ek wil sien watter ou loop verby 'n gesin wat klein kindertjies het ensovoorts en jy wil nie van jou kos vir hulle gee nie. Ja, ek kan nie dit, my hart sal dit nie maak nie, maar dit nou daar gelaat. So, om nou terug te kom na die volgende aspek toe, of jy skenk dit vir iemand in jou gemeenskapie. En as ek sê iemand in jou gemeenskap, praat ek nie noodwendig gaan gee dit by die ouer tuis in nie, byvoorbeeld nie. Jy kan natuurlik as jy wil, ek kan onthou in ons eerste 2-3 jaar wat ons hier was, het ek baie boerpampoene geplant, te veel vir ons om te eet en te balanseer en te vries en al daai tipe dinge. En ek het 'n hele klomp van hulle by die ouer tuis byvoorbeeld gaan aflaai. Maar dit is die idee. Onthou hierdie goedjies wat ons nou spesifiek van praat, is nie net 'n skenkingkie nie. Dis iets wat
'n hele paar rand gekos het, eerstens. As jy nou byvoorbeeld dink aan 'n tent of wat ook al, en as jy weet daar is nood vir iemand anderste, dan kan jy mos nou maar hierdie tent vir daai persoon skenk. Veral as jy weet hulle het nie noodwendig die vermoë nie. Ek dink is baie belangrik dat ons daai broederliefde jy weet weer aan die gang kry. So jy deel dit dan binne in jou stelseltjie. En jy help dan mense, jy help die mense wat dalk nie die vermoë het nie. So dis die een aspek, en soos wat ek vroeër gesê het, as jy by 'n organisasie aangesluit is baie maklik genoeg om dit wel jy weet dan as 'n skenking te maak en te sê, okay, weet jy wat, hierso is jy weet die extras of wat ook al, hierso ons gee dit oor aan wie ook al dan nou in beheer is, en daai goed word gekataliseer, dit word ingelok. Ek kan nou nie noodwendig vir elke verskillende organisasie praat nie, maar ek weet spesifiek een by wie ons is, en hoe ons dit hanteer, word dit gekataliseer, gekataliseer, ek kan nie die woord reg kry nie, ekskuus julle, maar dit word op 'n lys gesit, en op die einde van die dag, daai goed word ingelees en dit word gestoor, en dan van daar af word dit gebruik en toegepas. So jy gaan nie noodwendig jou eie goed dalk kry by die plek nie, maar jy weet ten minste daar is dan nou iets, want daai goed word dan aangeskaf vir eerste mense wat aankom, en as jy soos ek sê, as jy in 'n trekkingsscenario is en jy verloor dalk iets of verloor dalk alles, jy weet, en jy kom by 'n plek aan, dan weet jy ten minste, okay, maar hierdie ouens het goedjies, so hulle gaan my ten minste kan assisteer met 'n tandeborsel en 'n bietjie tandepasta of wat ook al. Jy weet, dit is op die einde van die dag hoe 'n mens daarna moet kyk. So dis nou maar die twee opsies wat jy het. Weer 'n keer, dit is net 'n voorstel, dit is nie, ek sê julle moet dit so doen nie, maar dit is vir my belangrik dat julle daai aspekte maar in gedagte hou, en jy weet van daar af werk. As al jou goed ingepas het in jou onttrekking, uitstekend. Dit beteken jou beplanning is 100%, nou weet jy het alles wat jy moet hê, en nou kan jy dit net cycle, en daai voorraad die hele tyd op die regte vlak hou. So mense, ja, ek hoop hierdie weer eens help iemand, andersins praat ons môre.